Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here innig dankbaar dat ons weer kan saam wees so rondom sy wonderlike woord. Ons is die Here dankbaar dat hy vir ons opgewek het vanmôre, dat hy vir ons nuwe lewenskrag gee om dan ook hierdie dag tegemoet te gaan in sy naam. En wil ek vanmôre u groet met die pragtige woorde van Psalm 103 wat sê: Loof die Here o my siel en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. My gebed is dat u in hierdie dag sal tyd neem om die Here te loof en te prys vir wie hy is, vir wat hy in jou siel kom doen het, en hoe hy dag vir dag jou dra en seën met die keer van sy seëninge. As jy die Here nog nie ken nie, pleit ek by jou vanmôre, dat jy die welaangename tyd van God se genade nie sal bly uitstel, tot dit vir ewig te laat is nie. Maar dat jy vanmôre sal vlug na die Here, en sal vlug na die kruis, want die Bybel sê vir ons baie duidelik, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou vriende, ons gaan vanmôre aangaan met ons oordenkings. Ek het vir u gesê dat ons maandag, as die Here ons spaar, weer sal aangaan met ons reeks wat ons besig mee is vanuit die boek Spreuke. Ons het gevorder tot by Spreuke 24 se laaste vers, en ons gaan maandag, as die Here ons spaar, begin by Spreuke 25 vers 1 en verder. Vanmôre dan 2 Petrus 3 vers 18, die apostel Petrus, hierdie apostel van die Here Jesus, die kerkleier, in die Nuwe Testament, nadat die Heilige Gees uitgestort is, was Petrus eintlik maar die leier van die Nuwe Testamentiese kerk daar in Jerusalem, en dan in besonderheid Petrus dan ook die evangelie aan die Jode verkondig. En ons sien dan ook dat Petrus hierdie baie besondere brief skryf. Jy moet onthou, Petrus is die een wat baie vinnig gepraat het. Petrus is die een wat Christus verloon het. Petrus was die een gewees wat baie keer vinniger gepraat het as hy gedink het. Maar God se genade was baie groot oor hom, en hy skryf hierdie baie besondere 2 briewe, 1 en 2 Petrus, en hy sluit hierdie brief af, 2 Petrus 3 vers 18, en hy sê vir die gemeente, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Nou vriende, is my baie wonderlik as ek dink aan die laaste woorde wat Petrus geuiter het. Die laaste woorde wat ons lees, wat Petrus geskryf het. En hy kom en hy roep die gemeente op en hy sê vir hulle, luister, die enkel belangrikste ding in jou en my lewe is dat ons moet toeneem in die genade en kennis van ons Saligmaker Jesus Christus. Nou hierdie gedagte van toeneem, in die Engels is to grow, om te groei. Daar moet 'n vooruitgang wees in my kennis en in die genade van ons Here Jesus Christus en Saligmaker. Dit is my so wonderlik om daaraan te dink, vriende, dat die Here ons nie net red en dan stagneer ons nie. Daar moet groei wees. As ons 'n boompie koop en ons plant hom, wil ons graag sien hoe hierdie boompie groei, en as dit 'n vrugteboom is, wil ons later van sy vrugte eet. En dis presies dieselfde gedagte. Kind van die Here is iemand wat geestelike lewe ontvang, en daarom moet daar geestelike lewe wees, en dan moet groei wees, en dan moet toename wees. Daar moet hierdie vooruitgang wees in my verstaan van God se woord, en in hoe ek hierdie lewe hanteer, en uitdagings wat oor my pad kom, en versoekings en beproewings, en al die dinge wat ons elke dag mee te doen het. Nou kom ons kyk bietjie na 'n paar dinge, vriende, waarin ons moet toeneem, waarin ons vooruitgang moet toon, waarin ons moet groei. En die Bybel leer vir ons baie duidelik dat ons in die eerste plek moet groei in ons geloof. Nou, hoe groei 'n mens in die geloof? Nou, daar is baie mense wat sê, hierdie predikant moet jou salf en vir jou bid, en hierdie ene moet een of ander profesie oor jou lewe uitspreek, en ek wil vir u vra, dat ons sal vergeet van al hierdie dinge waarmee mense besig is. Die Bybel is baie duidelik daaroor, om te groei in die geloof, moet ons tyd neem met God se woord. Ons moet die beloftes in God se woord bestudeer, ons moet dit ter harte neem, ons moet dit glo, ons moet dit uitleef na ander, en 'n konstante inname van God se woord versterk my geloof, want die betroubaarheid van God se woord is die betroubaarheid van God self. Daarom in die eerste plek moet ons groei, vriende, in ons geloof, en ons kan alleen groei in die geloof as ons groei in ons kennis van God se woord. Maar ons moet ook groei in die liefde, ons liefde vir God, ons moet groei in ons liefde vir ons medemens, en al hoe ons kan groei in ons liefde vir God en ons medemens, is wanneer ons bidend vir die Here vra, Here, help my om 'n groter liefde vir U te koester. Help my om 'n groter liefde dan te hê vir my medemens. Help my om hierdie liefde uit te brei, hierdie liefde prakties uit te leef na ander. Here, help my om my wil aan U wil te onderwerp, sodat ek elke gedagte, elke woord en elke daad sal vul met die liefde van Christus, sodat ander Jesus in my kan sien. Ons moet ook groei, vriende, in nederigheid.
En dit is so belangrik om te groei in nederigheid. Ons kry so baie kinders van die Here vandag wat so baie praat oor hulle self, wat hulle vermag het en wat hulle gedoen het en hulle kyk terug en hulle praat eintlik of die reddingsdaad eintlik iets is wat hulle dan ook in hulle lewens teweeggebring het. Terwyl 'n kind van die Here een is wat al hoe meer besef hoe niks hulle is nie. Spurgeon skryf, hy sê, help me to know more of my own nothingness. Vriende, ons is niks voor die Here nie, ons is maar klei in die hand van die pottebakker. Dis God wat alles is en hy roep my op om te groei in nederigheid. En dit klink amper vir ons soos 'n paradoks. Hoe groei 'n mens in nederigheid? Want nederigheid het altyd die gedagte van om kleiner te word, minder te word. En dis juis, vriende, wanneer ons groei in nederigheid, sê die Bybel vir ons, dan ag God ons hoog. As ons verneder onder die kragtige hand van God, sal hy ons op die regte tyd verhoog. Maar ons moet ook groei in gebed. Nou, hoe groei 'n mens in gebed? En ek sê nie vir u dat u nou vir 'n halfuur of vir 'n 3/4 uur of vir 'n uur elke dag moet bid en lang gebede bid en gebede uitrek nie. As die Here vir u hierdie genade gee om langer te bid as ander mense, is dit goed en dit is wonderlik. Want gebed, vriende, is nooit oorbodig nie. En 'n mens kan nooit genoeg bid nie. Maar wat ek jou vra is, pleit by die Here dat jy meer gereeldheid in gebed sal spandeer. Al is dit 'n paar minute om gereeld stil te word en te bid. Ek praat nou die dag met een van my kinders. Hy sê, pa, wanneer dinge by die werk moeilik raak en die stryd raak vel, dan gaan ek badkamer toe en ek gaan sit op die toilet en daar maak ek my hart stil voor God en ek roep na die hemele. En ek vra dat die Here my kalmte en genade en wysheid sal gee om vir hom te leef. Dis hoe 'n mens groei in hierdie kennis en in die genade van ons Here en Saligmaker. Want vriende, luister, hy het vir ons die voorbeeld gestel. Die Here Jesus self het eenkant gegaan en hy het gaan bid. Ons weet hy het sy disippels geleer bid. En daarom is dit belangrik om meer tyd in gebed te spandeer. Dat daar 'n groter intimiteit sal wees in ons gebedslewe. Dat ons meer erns sal hê in ons gebedstye en 'n groter begeerte sal hê om meer te bid. Nou vriende, wanneer 'n mens groei in hierdie deugtes, en ek kan hierdie lys nog baie langer maak, en ek dink u kan invul wat ek uitgelaat het, maar om te groei in my kennis en in die genade van ons Here en Saligmaker bring vreugde, dit bring stabiliteit in my geestelike lewe, dit bring blydskap, en daarom wil ek u nooi om net saam met my te lees daar uit Johannes die 7de hoofstuk. Daar in Johannes 7 vers 37 lees ons, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, onthou nou, hy het uitgeroep, almal het gehoor, dit was 'n harde stem, hy het uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, en dit het hy gesê van die Gees, wat die sal ontvang wat aan hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. U sien die kosbare waarheid wat hier na vore kom. As u vanmôre geestelik dors het, kom na die Here en drink. Vra vir die Here, Here help my om dan te groei, om 'n vooruitgang te toon in my geloofslewe. In hierdie feit van liefde, in nederigheid, in gebed, dat daar stabiliteit in my lewe sal kom, dat daar hierdie blydskap en vreugde sal wees. Maar Here, ek weet ek kan dit nie doen sonder die krag van u Heilige Gees nie. Daarom, elke kind van God het die Gees ontvang by wedergeboorte. Daarom pleit by die Here dat die Gees wat in u woon, ook in u sal werk om te wil, sowel as om te werk na God se welbehae. En pleit by die Here dat u en ek hierdie jaar sal toeneem in die genade en kennis van ons Saligmaker. Christus voor oë, ons oë gefestig op hom, die leidsman en volleinder van ons geloof. Mag die Here ons genade gee daartoe, mag ons in staat stel deur sy Gees en mag ons die vreugde en die blydskap van kindskap smaak, om dan ook te smaak en te sien dat die Here goed is. Seën vir u groete, mooi dag verder, tada.